O Heer, ons is so dankbaar dat ons weer in U teenwoordigheid kan wees vanoggend. Ons bid dat ons aanbidding welgevallig voor U sal wees en dat U tot ons harte sal spreek en ons sal aanraak en ons tot aksie sal bring, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons skriftuurlesing vanoggend kom daarso uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 21. 2 Korintiërs 5 vers 21. En daar staan geskrywe: Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Mag die Here hierdie geleesde woord seën as ons vanoggend daarin gaan delf. Oom Kleintjie gaan die kinders vandag 'n storie vertel. Is dit nie jou verjaarsdag ook hierdie week nie? Hy is nou nie meer 'n kind nie. Môre julle, groot en klein kinders hier vandag. So ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel van 'n halwe baksteen of 'n redelike groot klip. Hange wat die ouetjie gekry het. So daar het eendag 'n ou wat begin werk het, hy het al bietjie begin sukses behaal en hy het goed gedoen in sy werk en hy het van 'n blink nuwe kar gekoop. En hy gaan werk toe en hy is min by die werk en maak so baie geld, en dan ry hy rond tussen die huise en hy dink daarom, hy kyk waar hy kinders sien, dan ry hy stadiger. As hy niks kinders in die straat sien, dan ry hy vinnig. En hierdie eendag ry hy so en hy sien nie eintlik kinders nie, maar hy trap hy blink vinnige kar van hom. En kwatwa tref daar 'n halwe baksteen hierdie kar van hom, hierdie mooi blink nuwe kar. Joeg maar hy is kwaad. Hy stop en hy reverse en hy sien daar's 'n kind. En hy spring uit en kyk na sy kar. Hy kyk, daar's jy. Wat soek jy so? Hy gryp die kind, hy druk hom aan teen 'n ander kar op waar daar stil staan. En wat doen jy? Hoekom doen jy dit? Is kwaad vir hom. En die kind, sonder om eers te blik, begin die kind het huil en jammer, ek het nie geweet wat om te doen nie. Niemand stop om my te help nie. Kyk, daar is my boetie in die rolstoel, het omgeval en ek kry hom nie uit nie, en hy het seer gekry. En die ou, sonder om dink, gaan hy en hy help die kind op, maak sy wonde bietjie skoon, en daar gaan die jong boetie en die ouer boetie, hy stoot hom terug huis toe, en hy stap weg na sy kar toe. En weet julle wat, hy het nie daai merk op sy kar eens reggemaak nie, hy het hom so gelos, as 'n herinnering van homself, het hy gesê, en as hy met ander mense praat, en dan vra, wat is 'n merk op jou kar, sê hy, daai is my reminder, om nie so vinnig deur die lewe te gaan, dat iemand jou moet gooi met 'n baksteen, om jou aandag te kry nie. Jy moet self kyk waar het mense jou nodig. So, julle moet, as julle in die skool is, julle doen goed, as julle uit die skool gaan, julle begin werk, julle doen goed, moenie vergeet van ander mense om julle nie. Moenie so vinnig deur die lewe jaag, dat julle vergeet van ander mense nie. So my storie vanoggend gaan oor die impak van 'n lewenslyn. Ek sal nou vir julle mooi verduidelik wat is 'n lewenslyn. Maar Sarah, 'n liefdevolle vrou en moeder, het haarself in 'n spiraal van rou bevind na die onverwagse afsterwe van haar man. Nou die lewendige tapisserie van haar lewe saam het 'n somber doek geword en haar begin oorweldig. Die gewig van die verantwoordelikheid wat sy nou gehad het, tesame met die verpletterende hartseer, het haar tot die rand toe gestoot. Dae het in weke verander.
gekenmerk deur 'n diep gevoel van leegheid en wanhoop. Sarah kon nie die intensiteit van haar gevoelens hanteer nie en het haar in 'n wêreld van stilte teruggetrek. Sy het probeer om haar pyn te verbloem, maar die storm van haar emosies het gewoed binne in haar. Die isolerende aard van haar rou het haar nood net vererger. En sy het 'n desperate behoefte gekry vir koneksie. 'n Vriend se voorstel om hulp te soek het 'n sprankie hoop laat opspring in haar en sy het die eerste tentatiewe stap geneem om ondersteuning te soek. Heel duidelik was die vriend nie genoeg nie, sy het meer hulp nodig gehad. Met bewerige hande het Sarah die lewenslyn geskakel. En as julle gaan Google op die internet, sal julle sien, baie lande het 'n lewenslyn. Die ander kant van die lyn was 'n warm, deernisvolle stem, wat sonder oordeel net geluister het. Die eenvoudige daad om haar storie te deel, om haar pyn uit te druk, was 'n monumentale verligting vir haar gewees. Die lewensberader, geduldig en begripvol, het Sarah gehelp om haar emosies te verken en hanteringsmeganismes te identifiseer. Die telefoonoproep was nie 'n magiese kuur nie, maar dit was die begin van 'n reis na genesing vir Sarah. Sarah het geleer om haar hartseer te erken, om haarself toe te laat om die emosies te voel, wat sy so hard probeer onderdruk het. Met die ondersteuning van die hulplyn het sy begin om hulpbronne te verken en met ander individue in te skakel wat soortgelyke verliese ervaar het. Die lewenslyn wat alles verander het, dien as 'n kragtige herinnering aan die impak van selfs net 'n kort verbintenis. Daarom wil ek vanoggend met julle ook gesels oor ons lewenslyn. Maar voor ons voortgaan, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, terwyl ons in hierdie spesiale diens weer wil kyk na ons lewenslyn. As ons wil kyk na U, o Heer, raak ons harte aan. Spreek met ons deur U woord, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons lewenslyn. Wat is 'n lewenslyn? Dit is iets waarvan iemand of iets afhanklik is om wat 'n manier bied om uit 'n moeilike situasie te ontsnap, soos ons nou net gehoor het in ons storie. Sarah was afhanklik van hierdie lewenslyn om uit haar situasie uit te kom. Of dit kan 'n tou of lyn wees vir lewensredding gebruik word, tipies een wat gegooi word om iemand in 'n waterprobleem te red. Of een wat deur die matrose gebruik word om hulle self aan die boot te beveilig. In die bouindustrie het jy jou scaffolding en dan die harnas om hulle wat aan die scaffolding vasmaak is hulle lewenslyn, is dit nie? Dis hulle lewenslyn. Of 'n lyn wat deur 'n duiker gebruik word om syne na die oppervlakke toe te stuur, is ook 'n lewenslyn. 2 Korintiërs 5 vers 21 wat ons fokusteks was, praat oor hierdie lewenslyn wat ons het. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit wil sê, God het hom behandel asof hy 'n sondaar was, wat hy nie was nie. Die waarhede van 2 Korintiërs 5:21 wat hier genoem word, is van die mees diepgaande en betekenisvolste in die hele Bybel.
Hierdie vers som die plan van verlossing op en verklaar die absolute sondeloosheid van Christus. Die plaasvervangende aard van sy offer en die mense vergifnis van sonde deur hom. Net in hierdie een teksie. Dis 'n fantastiese teks wat die verlossingsplan vir ons opsom. Jesus het gesê oor hierdie plaasvervangende offer wat hy sou wees, is in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, daardie lewenslyn vir ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, wat nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus in ons plek, dis wat God gegee het. As gevolg van sonde is ons tot die dood veroordeel, dit is wat Johannes 3 vers 6 sê, sodat hulle nie verlore hoef te gaan nie, die ewige dood hoef te sterf nie, maar die ewige lewe kan hê, lewe in Christus, die lewenslyn kan hê in ons lewe. Paulus skryf in Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Hy stel dit in dieselfde kontras as Jesus. Nie verlore mag gaan nie, maar die teenoorgestelde daarvan kan hê is die ewige lewe. Hier stel Paulus dit dieselfde, hy sê, nie die dood hoef te sterf nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, sonde betaal sy slawe presies wat hulle verdien. Kyk wat skryf Esegiel in Esegiel 18 vers 4. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Onthou julle wat in die tuin van Eden gebeur het? God het gesê, as jy hiervan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou aangesien Paulus die dood in Romeine 6:23 kontrasteer met die ewige lewe, verwys Paulus spesifiek na die ewige dood toe. Die tweede dood in Romeine 6:23. Die finale vernietiging van sondaar, die finale vernietiging sal sondaars behandel word soos hulle verdien. Hulle het God se aanbod van genade en die ewige lewe verwerp en sal die resultate hulle eie doelbewuste keuse ontvang. So hulle sal die resultate van hulle eie doelbewuste keuses ontvang. Paulus skryf verder daar, so as jy dit mooi sien, dan stel dit ook in kontras die loon met die genadegawe. Die genadegawe staan in skerp kontras met die loon. Wat die Christen ontvang, word voorgestel as die geskenk van God se vrye genade. Selfs die diens en gehoorsaamheid van die geregverdigde, wedergebore gelowige aan God kan bewys, is nie te danke aan sy eie nie, maar deur die Heilige Gees wat God gestuur het om in hom te woon. Niemand van ons kan verlossing verdien nie. Niks wat jy kan doen kan verlossing vir jou koop nie. Niemand van ons verdien verlossing nie. Ons word gered slegs deur genade, deur geloof as die geskenk van God af. Verlossing is 'n geskenk, 'n vrye geskenk van God af. In die kommentaar staan daar so, God se gawe van die ewige lewe word nie net deur Christus geskenk nie, maar dit is in Christus, die blywende bron daarvan, en kan slegs ontvang word deur vereniging met hom wat ons lewe is. So hierdie genadegawe is nie net die ewige lewe nie, deur Christus nie, maar dit is in Christus. Ons verlossing is in 'n persoon en nie net in 'n konsep nie. Daar moet 'n verhouding aangeknoop word met 'n persoon en hierdie persoon is ons lewenslyn. Jesus
het geen sonde geken nie. 2 Korintiërs 5:21 sê ook, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. So een ding wat ook prominent uit ons fokusteks uitkom, is dat Jesus het nie sonde gehad nie. Dit staan in Hebreërs ook, Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jesus as mens wat na hierdie aarde gekom het, was in alle opsigte versoek net soos ons, maar sonder sonde, is 'n ondeurgrondelike misterie. Hy het nooit sonde gepleeg nie, nie in woord nie, nie in gedagtes nie, en nie in daad nie. Deur die hele verloop van sy lewe het hy homself in alle opsigte van sonde bewaar. Hier op aarde het hy 'n heilige, onbesmette en suiwer lewe geleef. Altyd bewus daarvan om in harmonie te wees met die wil van sy Vader. Hy het vir ons 'n perfekte voorbeeld kom stel. Daarom maak dit hom ons perfekte lewenslyn. Jesus is ons perfekte lewenslyn. Jesus het homself gesê oor sy sondeloosheid in Johannes 8 vers 46 toe hy met die Fariseërs praat en hy sê, wie van julle oortuig my van sonde? Jesus hoef nie van sonde te bekeer het nie. Jesus hoef nie oortuig geword het van sonde nie, want daar was geen sonde in hom nie. Jesus het in Johannes 14:30 ook gesê aangaande Satan se aanklagte. Hy sê vir sy disippels, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en hy het niks aan my nie. Niks. Hy kan sy vinger glad nie na my toe wys nie, want ek het geen sonde nie. Christus, die sondelose een, het die sondige mensdom na sy warm hart van liefde geneem en die versoekings wat ons tuister, ervaar sonder om in die minste mate daardeur oorwin te word. Hy het homself met sondaars geïdentifiseer. Hy het nie van 'n afstand afgebly van hulle nie, hy het by hulle huise gaan eet. Hy het Saggeus daar uit die boom uitgeroep en gesê, vandag eet ek by jou. Maak nie saak wat die ander gaan sê nie. Hy is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem, en dit is van wie Johannes gepraat het toe hy Jesus gesien het. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes die Doper het die Ou Testamentiese leer oor die lam geken en hy het gesê, kyk, sien julle daai lammetjie wat julle dag na dag slag vir julle sondes, daar is die vervulling daarvan, hier kom hy nou. In die Ou Testament, as 'n sondaar gesondig het, was hulle eintlik tot die dood veroordeel, maar in die verlossingsplan van die Ou Testament was daar ook 'n lewenslyn gewees. Die sondaar kon 'n vlekkelose, onskuldige lammetjie vat en hom na die tempel toe bring, waar die priester vir hom die mes gee om die lammetjie se keel af te sny, sodat hy besef dat die loon van die sonde die dood is, maar in sy plek sterf hierdie onskuldige lam. Maar dit was nie die lam self wat die verlossing gebring het nie, dit het vorentoe gewys na die ware lewenslyn toe, wat Jesus was. Die perfekte lam, waarvan Johannes die Doper gepraat het. Hy het ons sondes gedra. Kyk wat sê Jesaja. Jesaja 53 vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag en deur God geslaan en verdruk was.
As julle mooi hierdie teks lees, kan julle besef dat Jesaja het homself in die skoene van sy volk gesit. Hy het gesê, kyk, hy het ons sondes op hom geneem, en kyk wat sê ons. Hy is geplaag en getuister van God. In die kommentaar staan daarso, dit was nie alleen deur aan die kruis te sterf dat Christus sy werk van redding vir die mense volbring het nie. Die smaad, die lyding, die vernedering was deel van sy sending gewees. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Hierdie straf het Christus gedra vir die sondes van die oortreders. Hy het die straf vir elke mens gedra, en om hierdie rede het hy elke siel losgekoop, ongeag hoe sy toestand is, as hy die wet van God as sy standaard van geregtigheid sal aanvaar. Jesus het vir die ergste sondaar gesterf. Daar's nie 'n plek wat te ver is waar Jesus nie hom kan bereik nie. Daar is nie 'n gat te diep waar sy arm te kort is om jou uit te trek nie. Daar is 'n lewenslyn vir elke sondaar. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die skuld van die sondes van die wêreld is op hom toegereken, asof dit sy eie was. Hy is by die oortreders gereken. Christus het met sonde geïdentifiseer geraak. Hy het dit in 'n ware sin vir homself geneem en die gruwel van die skeiding van God gevoel. Dink net daaraan. Jesus, wat deel is van die Godheid, moes gevoel het hoe om van sy Vader geskei te wees, as gevolg van die druk van die sondes op sy skouers. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 22 tot 23, hy wat geen sonde gedoen het nie, weer eens 'n bewys dat Jesus sondeloos was. En in wie se mond geen bedrog gevind is nie, hy het niks sonde gespreek nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. My en jou sondes, elkeen van ons sondes, daar op die kruis gedra het. Dink net daaraan, as gevolg van wat ek in my lewe gedoen het, het sy lyding vererger. Sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ons lewenslyn weer, kan julle dit sien? 'n ware lewenslyn vir ons. Hy het aarde toe gekom om sonde vir ons te word en te sterf as ons plaasvervangende soenoffer. As hy sonde in sy natuur gehad het, sou hy die dra van hierdie uiterlike sonde onmoontlik gewees het. Want slegs 'n sondelose Christus kan vir sonde versoen. Dit is hoekom die Ou Testamentiese diereoffer wat Christus getypeer het, sonder gebrek en vlekkeloos moes wees. Hy was die perfekte vervulling van daardie lammetjie in die Ou Testament. Dit bring ons terug na ons fokusteks, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Miskien in jou lewe is daar ook groot hindernisse.
Miskien in jou lewe voel jy ook waardeloos soos die storie wat ons aan die begin gehoor het. Miskien is daar ook groot hartseer in jou lewe, miskien is daar sondes waarmee jy sukkel in jou lewe. Ek wil net vir julle sê dat ons het 'n lewenslyn. 'n Ware lewenslyn in Jesus Christus. Daar's 'n weg uit in Jesus. En dit's hierdie weg uit wat ons vandag vier met ons nagmaal. Jesus wat in my plek op die kruis gesterf het. Jesus wat in jou plek op die kruis gesterf het. Hy het moontlik gemaak vir 'n weg uit. Mag die Here ons seën terwyl ons die nagmaal gaan gebruik, maar ons gaan eers die voetewassing doen. Maar voor ek die voetewassing doen, lees ek vir julle uit Johannes 13. Hier in Johannes 13 het Jesus neergekniel en die bak gevat en hom omgord en sy disippels se voete begin was. En op die einde staan daar, toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En hierdie sluit aan by die dienaarleierskap waaroor ons vroeër ook gepraat het, nie waar nie? En hierdie leer ons om mekaar te dien en om nederig mekaar se voete ook te was. Ons sal nou skei, ek weet die mans is gewoonlik hier aan my regterkant, en as die paartjies wat hulle voete wil was, kan daar onder die boom wees, en in die saal is die vrouens wat mekaar se voete sal was. Kom ons doen 'n gebed en bid ons saam voor ons gaan. Heer, eerstens wil ons dankie sê dat U 'n lewenslyn vir ons gelos het in die verlossingsplan wat Jesus Christus is. Dankie dat daar 'n weg uit is, o Heer. Dankie dat ons 'n verbintenis met U kan tree en U vergewe. Heer, terwyl ons hierdie gebaar ook gaan gebruik van voetewassing, Heer, is dit soos 'n klein doop om ons weer skoon te was. Ons bid dat U elkeen wat hierdie gebaar gebruik sal skoon was, o Heer. 'n Nuwe blaadjie sal gee, Heer. Regverdig elkeen van hulle opnuut. Help ons dan daaruit om U meer getrou te dien, om 'n lig vir U te wees in hierdie verlore gaande wêreld, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons kyk vir die voetewassing.